Goeienaand en welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat wonder hoe God gaan voorsien. Miskien lê jy vanaand en dink aan die rekeninge wat betaal moet word, aan kos, skoolgeld, vervoer, mediese uitgawes, jou werk wat onseker voel of 'n inkomste wat eenvoudig net nie genoeg is vir alles wat van jou verwag word nie. Jy probeer planne maak. Jy tel die geld oor en oor, jy skuif dinge rond. Jy dink aan wat kan wag en wat kan nie wag nie. Maar hoe meer jy dink, hoe groter voel die druk. En dalk het jy vanaand vir die Here gevra, Here, hoe gaan ons hier deurkom? En dis nie verkeerd om bekommerd te voel wanneer jy nie weet waar die antwoord vandaan sal kom nie. Jy is mens, jy dra verantwoordelikhede. Daar is mense wat op jou staat maak, maar jy hoef nie vanaand alleen onder daardie gewig te lê nie. Jesus sê vir ons in Matteus 6 dat ons nie bekommerd moet wees oor wat ons sal eet, drink of aantrek nie, want ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Dit beteken nie dat ons onverantwoordelik moet wees of moet ophou werk en beplan nie. Dit beteken dat bekommernis nie die plek van God se vrede in ons harte moet inneem nie. God weet reeds wat jy nodig het voordat jy hom vra. Hy sien die rekeninge waarvan niemand anders weet nie. Hy sien die koskas, hy sien die bankbalans, hy sien die mense wat op jou staat maak. Hy weet presies waar die tekort is. En soms voorsien God nie op die manier wat ons verwag nie. Soms kom die antwoord deur 'n deur wat onverwags oopgaan. Soms deur 'n geleentheid, 'n persoon, 'n idee, 'n nuwe werk of wysheid om anders met iets te werk. Soms beskerm hy jou teen 'n uitgawe waarvan jy nie eers geweet het nie. Maar voorsiening beteken nie altyd dat alles skielik maklik word nie. Dikwels beteken dit dat God jou dag vir dag dra, dat daar vandag genoeg is vir vandag, dat die antwoord kom wanneer jy dit nodig het, al sou jy dit graag vroeër wou hê. Kyk terug oor jou lewe. Daar was seker ander tye toe jy ook nie geweet het hoe jy deur hierdie situasies gaan kom nie. En tog is jy vandag hier. Jy het dalk nie alles gehad wat jy wou hê nie, maar God het jou deurgedra. Daar was kos, daar was hulp, daar was 'n oop deur, daar was 'n manier waar jy geen manier kon sien nie. Dieselfde God het nie verander nie. Moenie vanaand probeer om die hele maand, die hele jaar en die hele toekoms in een aand uit te werk nie. Vra die Here vir wysheid vir die volgende stap. Miskien moet jy 'n gesprek voer, miskien moet jy 'n besluit neem, miskien moet jy ophou om iets uit skuldgevoel te dra wat nie jou verantwoordelikheid is nie. Miskien moet jy hulp aanvaar. Miskien moet jy net ophou om jouself te veroordeel omdat jy nie alles op jou eie kan regkry nie. Jy hoef nie skaam te voel omdat jy hulp nodig het nie. Jy hoef nie voor almal sterk te lyk terwyl jy binne-in bang is nie. God se voorsiening is nie net geld nie. Dis ook wysheid, vrede, krag, guns, mense, geleenthede en God se leiding. En wanneer jy nie weet wat om te doen nie, kan jy steeds weet wie jou vashou. Vanaand hoef jy nie te weet presies hoe God gaan voorsien nie. Jy kan eenvoudig sê, Here, U weet wat ek nodig het. Wys my wat ek moet doen en help my om U te vertrou met wat ek nie kan beheer nie. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat wonder hoe U gaan voorsien. U sien elke finansiële behoefte, elke rekening, elke verantwoordelikheid, elke vrees wat hulle stilweg dra. U weet waar die inkomste te min is, waar die werk onseker voel en waar hulle nie weet watter plan
om te maak nie. Here, bring vanaand rus in hulle harte. Help hulle om nie die hele toekoms in een aand te probeer uitwerk nie. Gee hulle wysheid vir die volgende stap, maak die regte deure oop, bring nuwe geleenthede, hulp en guns waar dit nodig is. Beskerm hulle teen verkeerde besluite wat hulle uit vrees wil neem. Herinner hulle dat hulle hemelse Vader weet wat hulle nodig het. Laat die Heilige Gees hulle lei, hulle gedagtes rustig maak en hulle harte vul met vertroue. Dankie dat hulle nie alleen voorsiening hoef te probeer maak nie. Dankie dat U steeds die God is wat sien, die God is wat help en die God wat dra en voorsien. Ons bid dit alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here vir jou wys dat hy reeds besig is op plekke waar jy nog geen antwoord kan sien nie, maar sy vrede is reeds daar. Mag sy vrede vanaand sterker wees as jou bekommernis. Mag jy 'n geseënde aand hê. Shalom.